Some feel that it's hard to say I love you. Others feel that love is dead and gone. And if you thought that love won't help you face tomorrow, dan wat ons leiers, Pastor Flemmer en Juffrou Flemmer, wat het wonderlik verwelkom aan die huis van die Here. Ek sien ons verskillende dorpies vanoggend teenwoordig, wat saam met ons die naam van die Here kom groot maak. En dat was ons hier om te rejoice and to celebrate, because this is the day that the Lord has made. En ons is hier om erkenning te gee, dat hy die waaragtige God is. Kan ons vir Kaapstad 'n prys gee? Halleluja! 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 Prys die Here. Kom ek sien Valie is op in die huis. Kan ons vir Valie 'n prys gee? Jesus! Ons eer U. Halleluja! Dan sien ek die boodskapers op in die huis. Kan ons vir Vrouwe net 'n prys gee? Hey, 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 hey! En dan kan Valie gekom. En net om die heerlijke kantin. Saam met ons prys die Here. Dan wil ek vir Charles verwelkom in die huis. Jy moet Charles prys. Halleluja! Hosanna! Ons eer U. En ek sien ons gaan lekker opneem. Sê vir jou neighbor, jy gaan my nie vashou nie. Want hier is iets vanmorgen. En as jy my gaan vashou, dan ek het nooit te laat mis. Maar moet my nie vashou nie. Want ek het uitgekom met 'n verwagting. Ek het my kerkse deur toegemaak om hier vanmorgen te wees. Ek het my familie by die huis gelos om hier vanmorgen te wees. Hey! Hey, 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 hey! Hosanna! Kom ons gee die program so voor ons. Hy wys my sy hande, teenoor van my soul. Hy wys my sy voete, And the grace, hy wys my sy woord. Hy wys my sy voete. Hosanna, and the grace, hy wys my sy woord. Yes, hy sê, hy wonder, and Jesus,
If I had 10,000 times, he still would be. You've done so much for me, I cannot tell you. If I had 10,000 times, he still would be. You've done so much for me. But we must answer what country may do. I cannot tell you.
plek. En dan als die man gepraat heeft, dan moet ze samen. En baie keer als ik niet van iets over mijn man doe, dan gaan klappen met die Here aan. Want die Here is voor die man. Zoals moet die stappen volgen. Ons moet die respect en die orde volgen. Als ik gepraat heb voor iets en een luister niet, dan gaan wij het met knieën voor die Here. Dan zeg je, ik kom klaar te zien. Pas dat je rondvlinder. Dit is hoe mijn hart voelt, dit is hoe ik voel. Maar ik wil ieder ding wat vanmorgen opgetreden wordt, moet niet vanmorgen die mantel luchtelijk opnemen. Vrouw, moet niet die man disrespect. Moet niet zijn gezicht verder aftreden. Die woord van de Heer, die woord van de Heer leer ons, dat is hoe die binnenkamer daar is. Een man leert zijn vrouw in die binnenkamer. Zo daar waar ons dingen uitstrekken. En dat daar gaat tijden komen, van Israël moet shiften seasons en levels. En dat als je vanmorgen aan de borgen moet wees, dan moet je gaan shiften op de borgen is. En dan nooit die moet doen in dat kom. En dan als je je moet beschermen, of je moet de godsmannen aan die volk beschermen, dan moet je maar raak gaan worden. En die moet dan beschermen. En ik denk dat moet iemand Abigail ook worden. Wat moet intreden als je ziet. Die voeding van die godsman is te erg. Dan zal iemand een Abigail worden. Om te beschermen. En ik wil die mannen ook bemoedigen vanmorgen. Moet niet van die vrouwen vloer laten maken. Ik denk een vrouw wat gedisrespect wordt. Hou haar aan haar hoofd. Ik kan baie dingen aan een vrouw doen. Maar moet haar niet disrespecten. Maar het is dezelfde vrouw wat voor u moet respect. Het is dezelfde vrouw wat onder u moet samen. Zo blij hou die respect. En maak die rust.
Laat kom uit loondienbaar uit. Voel my sê, maar ek is gekrekel. Ek is nie waardig om aan die koning se tafel te sit nie. Jou mondlik voel eerder, ek is nie gereed vir die olie nie. Jou mondlik voel eerder, maar dis nie die tyd nie. Ek wil vir u sê, ek die prys al reeds betaal. En alle pryse wat betaal word, moet gaan nie word word. Ek is klaar nie vir onbemoedig, dis nou vir julle. Gaan deur jou proces. Gaan deur jou swaar kry. Gaan deur jou moeilike tyd. Gaan deur jou isolation. Gaan deur jou rejection. Want almal sal jou nie aanvaar nie. And by the way, as jy van God af was, sal jy nie aanvaar word nie. Gaan deur jou proces. De hele atmosfeer so geweldig en zwaar is. En ons leraar Emile van George geleentheid gee. Prys die Here, kom ons sing 'n paar met mekaar. Groet uit die mooi naam van die Here. Ek wou begin deur die ma van die huis te groet. Amen. Eers liefde begroet saam met die garde. Amen. Pastor Ruben, as 'n voorreg om saam met u en die vrou hier te wees. Amen. Leraar Seekoei. Amen. Baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ek het. Ek wil die godsmanne van die Here begroet in die roeper. Soos u vir een en een, soos die Here vir een en een geroep het. Met hulle vroue aan hulle sy. Amen. Dit is so wonderlik wat jy uitgaan. Wat 'n mens sin pas oor ek dink, wat gaan ek vir die mense gee as hierdie vroue van die Here met hierdie saak op hierdie manier begin? Wat raak dit om ek begin om die iets te doen, wat is te voel? En ek dink ek wil nie hierdie vuur wat hier neergesit is, in die water moet blussie. En ek wil die Here dankie sê, ek wil net vinnig met die vroue aansluit, voordat die manne van die Here bemoedig. Amen. Al die vroue, wie se manne vandag geordyn word, vroue is geneig om hierdie ding te sê, ek was nie ordyn nie. Amen. En dan wil hulle hande was en een kant staan, maar jy het net so verantwoordelikheid, soos jou man teenoor hierdie gemeente het, soos jou man teenoor die gemeenskap het, soos jou man teenoor hulle wat verloren is, dieselfde verpligting, juffrou, rus vandag op. Amen. En is 'n voorreg as die Here aan u kontak het. Vele is die buite. Hy kon enige een gekies het, maar die Here het dit goed gedink om aan ons te dink. Nou in die kerk het ons baie verskille en ek is altyd bang om te raak. Amen, so jy moet nou vanaf van my in die gees luister en nie in die vlees nie. Want as jy in die vlees luister, dan gaan jy struikel. Amen. Maar as jy in die gees luister, gaan jy begryp wat ek sê. En Paulus skryf hierdie ding aan die gemeente, man van die Here. Hy sit die orde waarvan juffrou net nog gepraat het in 1, sodat die kerk van God kan verstaan. Daar
juffrou sê, sy weet waarom aan te kla. Maar die menslikheid in ons is dit, ons gaan verskil. Die menslikste ding op aarde is, ons verskil. Ons maak mekaar seer, maar jy het geen reg as 'n gesagte om die gesagte van God in die publiek te verlede. Ons luister by die ma van die huis sê, sy weet waar toe gaan sy, as die man van God 'n ding aan haar gedoen het. Halleluja, sy verstaan die orde van God, sy het geen reg om te verneder nie, want sy waar werk is, ek bedien my. Amen. So vrou van die Here, my pleidooi by U is, ten alle tye, juffrou, bedien kom my. Amen, maar kom toe. Jy sien my ons op hierdie pad opkom, halleluja, almal is nie vir jou nie, en almal gaan nooit vir jou wees nie, maar daar is die wat vir jou sal. Maak die man van die Here toe. Juffrou, maak die man van die Here toe. Vroue van God, as jy tot vandag toe nie besef het, wat die boek beteken is nie, maak jou man ten alle tye toe. Amen. Halleluja, nou en dan skryf Salomo op Psalm 127, want die kerk van God het 'n probleem. Jy sien ons is die jonger generasie wat vandag, halleluja, uitverkies is om ook in leiersposisies in te gaan. En die probleem is, as jong manne word ons confused, wanneer ons in die posisies uitloop, want ons neem die posisie baie keer te veel kop toe, halleluja, en ons mis van die Here se doel met ons lewe is. Jy sien, en Paulus sê hierdie dat in plaas van dat ons dink, halleluja, dat hierdie posisie nou vir jou 'n ereplek gee, neem ons net 'n agterste sitplek. Sy neem nou 'n agterste sitplek in. Dit gaan nie oor die voorste stoele nie. Dankie Here vir diegene wat nog leiers respekteer. Maar dit gaan nie oor voorste sitstoele nie. Sy neem nou die laaste plek in. Halleluja, want weet nie, pastoor, wat so moeilik van voor die gemeente staan. Halleluja, wanneer dit met die gemeente goed gaan, dan is almal op hulle mind behalwe die leier. En wanneer die gemeente, wanneer dit met die lid swak gaan, dan sê ek gaan nie meer diens aan my man nie, want is nou hoeveel maande wat het swak gaan, en ek nog eens kom kyk, hoe gaan dit met my nie? Maar toe dit goed gaan, toe sê ek met jou niks te doen nie, maar wanneer dit sleg gaan, dan voel ek as hoe plig om te kom kyk, hoe gaan dit met hom? Psalm 127 sê hierdie ding, halleluja, en ek staan af met hierdie ding, want in God se kerk, as te min kinders het te veel groot mense. Amen. En dis ook om die lichaam van die Here siel is. Amen. En die Bybel sê hierdie ding, hy sê, kinders is die vrug van die moeder se mond. Amen. En dan gaan hy verder, hy sê, seuns wat van 'n pa gebore is terwyl hy nog jonk is. Halleluja. Hulle is vir hom soos pyle in die hand van 'n krygsman. Hy sê geseën pastoor, halleluja, dankie Here, dat daar seuns uit hierdie verhuwelik kon uitkom. Dankie Here vir geestelike geboorte, dankie Here vir leiers wat nog geboorte kan gee, maar nou moet die kinders hierdie ding begryp, en nou van julle opgelig het, kan hulle nie groot mense in die huis kom wees nie, hulle staan nog steeds onder leiers, halleluja, en die vaders wat geboorte gegee het, moet nou die geruststelling kry. Hy sê geseën is die man wat so, halleluja, sy pylenkoker gevul het. Hy sê wat so 'n persoon het niks te vrees as hy die vyand by die stadspoort moet ontmoet nie. Nou die ding van 'n pyldiensleier is dit, wanneer die hulle moet nie bang wees om nou voor julle pa uit te loop nie. Hulle moet nie nou 'n gemakstoele inklim, van julle nou hier ordeining klaar verby is hier. Pastor Ruben, mag die Here vir u seën. Mag die Here vir julle hou. Here, dankie diebaar as ek staan af, ja, vergewe my, maar die gesindheid van hierdie mense, halleluja, is wat my kom hou het, en daarby hulle kom hou het. Ek wil van die Here, en iets wat ek rechtig van die man van die Here waardeer, as ek gesind. Ek weet nie of al mense so tegenkom het, en hierdie type gesindheid, en die Here sit dit was pastoor Seekoe die tyd, verleer aan sy sy, en ek sê, Here, dis die sout van die aarde moes, is moes nie dit waarvan die traan, waar julle gaan met julle smaak, en vanaf julle skip, amen. Waar as ek het, as ek weet ek kan nie inzoom, maar die programma is baie lang. En ek moet gehoorsaam wees. Ek het opdracht gekry en ek moet die opdracht uitvoer.
So as nog omtrent so 6 manne oor wat moet praat. En dan is daar nog iemand wat voor die boodskap moet praat. En ek praat ook nog. Ons gaan as de maggels 'n geleentheid gee en elke leier gaan nou 3 minute kry om te praat. As dit dan wat gebeur, hulle sê altyd vrouens maak altyd die langste klaar, hulle die dink. Maar as dit by die gedeelte, dan is dit omgedraai. Aan die vrou en die man gedeelte. So ek gaan die 3 minute gee, net na Pastor Maggels van ons apostel Heinz se geleentheid gee. Dankie leier vir my 3 minute. Kom ons sê die diensleier so net kaarte praat. Diensleier as 'n kom. Halleluja. Ek begroet is in die pragtige naam van die Here Jesus. Ek begroet vanoggend van die hooggestoelde leiers af, die manne van die Here in julle se verskillende ampte is gegroet in die pragtige naam van die Here. Die manne en die vroue van die Here wat gaan opgetrek word, julle is gegroet in die pragtige naam van die Here. Die blondheid van die Here is gegroet in die pragtige naam van die Here. Vaste dames, ek het 'n probleem man van God. Wanneer ons mense optrek, as die kerk van God nie meer bly nie. Ek verstaan nie, ek kom in hierdie saal in en ek gewaar die mense is stam. Die mense lyk op hulle nie lus het nie. Die mense se gesagte, dit voel sommer, Here, daar ons moet nie gaan nie. Ek het nog 2 minute. Maar die probleem vanoggend is dat die Bybel praat de moeite. Man van die Here, die Bybel praat van die uitverkiesters. Dis nie allemaal wat ons kan optrek nie. Die Here kies ons uit. Want ons en ongelukkig kies die Here ons deur die leaders. En daarom is het vanoggend baie belangrik. Ek wil vanoggend net aansluit by wat al hier uitgegaan het vanoggend. Maar my probleem vanoggend is, hoekom is my broer en my suster dan nie bly wanneer die Here my optel? Nou waar die Bybel praat, dan moet die Bybel sê ons blydskap as ons beskutting. Ek wil vanoggend die kerk kortliks bemoedig. Ons sit vanoggend die jaloesheid in. Ons sit vanoggend die afgunstig in. Ons sit vanoggend die ding wat vir jou 'n probleem is wanneer jy sien Pastor Maggels staan vorentoe. Julle wil nie aangaan nie. Leier, ek het my huis gekry nou Vrydag. Kry ek my huis aan by Betrogon. Maar ek wil aansluit by wat die man van die Here gesê het vanoggend. Hier man van God staan leier. Ek leer ken hom in 'n kort tydjie. Die man is leer ken hom. Maar soos jy hom vanoggend die sien, so sal jy hom altyd sien. Een ding wat ek geleer het, en ek wil op niemand se toon trap, ons het baie valse mense in die evangelie. Ek wil op niemand se toon trap, en ek is ook nie onbeskof. Die Here het my maar net geroep vir die waarheid. Ons het baie afgunstige mense in die evangelie. Maar ek kan vanoggend moet boldness sien. Hier staan 'n opregte. Julle klap swak aan jou. En julle vanoggend ook aan doen. Maar kan die Here, ek saluut jou vanoggend. Ek saluut jou vanoggend, leier. Vir die feit dat u nederig bly. Vir die feit dat
Jy net een vrou leier. Bybel sê dat moet 'n man van een vrou wees. Die Bybel sê ook dat moet 'n nugter man wees. Die Bybel praat ook van dat moet 'n man wees, vrou van die Here. Het moet 'n man wees wat sy huis God kan regeer. Maar ek sê nie eigenskappe by die moet nie worry. Maar die probleem vanoggend wat ons weer sit, ons almal verlang die posisie, but we can't handle the position. En vanoggend wil ek manne van die Here, ek trap om niemand se tone in die Bybel. Ek sê niemand sleg nie, ek is o Here, ek is so lief vir die Here, Here wil nie weet nie. Baie liefde my vir die Here vanoggend maar. Ek het die ander dag toe dat ek 'n conference had by my by die kerk, en die man van die Here was deel van die conference toe sê, in die liggaam man van God is dinge wat uit plek uit is. Maar die Here gee hierdie generation van vandag hy opportunity om hy goed wat uit lyn uit is, gee die Here bepaaste dames en die manne wat vandag gaan opgetrek word. Die Here gee die opportunity om die goede wat uit lyn uit is, om te sê kom ons bring die goed weer terug. Dis wat die Here wil hê. Ek maak klaar van die Here. My laaste minuut is voorbij. David is in die veld. Sy broers het hom loop wegsteek in die veld. Ek wil vandag vir u sê, en iemand het het genoem, verlede week, toe sê iemand, hulle het gedink, hulle gaan sonder David kan aan tafel gaan. Maar ongelukkig, en ek wil vandag hier aan hierdie saal en pak dienst om ek sê, ongelukkig, dit is aan die Here, ons kan nie aan tafel gaan, voordat David en sekoeere nie gearriveer by die tafel nie. Hulle staan by die tafel. Ek sien hoe by my broers, hulle het hom ons weggegooi. Hulle het hom eindelijk ook wegsteek, want die guns was op hom. My broers staan by die tafel, en hulle wonder, wanneer gaan ons 'n paar dan sê ons moet sit. Maar die Here weer dames laat ons staan. Totdat hulle dames in die huis inbring. Wat is so? En toe dames in die huis kom, toe kyk dames hulle is so. Soos dames ons so ongedeerd. En dames het nog hulle chico. Nadat hy hulle gekyk het, toe sê hy, Here, hy sê so, hy sit my. Wally, ons kan vanoggend mekaar afdruk en sleg sê, en mekaar jaloers wees net soos ons wil, maar wanneer God besluit, hy elevate jou, hy elevate die Here jou. En hy persoon dat gedink dat hy gaan dit nie maak nie, hy persoon moet ongelukkig, moet hy persoon maar net samen onder die kruis van die Here Jesus. Maar julle lidmande vrou van die Here is aan julle kant vanoggend, die Here seën. Apostelij. Praise the Lord. Ons eers wel baie Here net sien ons as hierso. Nou as bietjie onverwags geval, ek het iets oor gedink, ek sê, maar ek is dankbaar vir die Here. Dat die leierskap van George, president van die Here, nie so spesiaal gevind het om iets te sê, maar ek gaan dit sê. Ek gaan dit groen. Die program is vol, en dan moet ek inboord. Ek is 'n leier, ek weet. Het is altyd moeilik om alles in te pas, om dinge reg te kry, president van die Here. Nou ja, president van die Here, groete die manne van die Here, die vroue van die Here, julle is allemaal gegroet, en hy oorwinningskamp van ons koning Jesus. Die Here is mooi, is onveranderlik. Wêreld verander, maar die Here kan nie verander. Hy bly ons staat maak, president van die Here. Ons kan nog vertrou op die Here.
Die werk baie moeilik in die evangelie. Die werk raak net swaar. Dit raak nie makliker. Dinge word nie nou meer soos in voortyd so gemaklik. Dinge raak net swaar. Ons geveg raak net ernstig. Die bose val ons net meer en meer. So ons geveg raak net ernstig. Prys die naam van die Here. So dit is altyd moeilik om in die huis van die Here of in die werk van die Here te kan volbring. Prys die naam van die Here. Nou prys die naam van die Here. Die manne kom uit die Kaap uit. Mag die Here julle seën, man. As jy maklik om uit die Kaap uit te kom, om die werk van die Here in George voor te sit nie, dat kos uitgawes, want ons weet ons het nie geld. Ons weet ons het nie tyd nie, want ons het nie meer tyd nie, maar moet die tyd uitkoop. Die manne van George, prys die naam van die Here, ek weet op die fakkel, op die ding aan die brand, dit kos moeilik, en dat is nie maklik. Want ek sê die Here is nog goed, die Here is nog mooi. Ek dink daar is manne wat volgend gaan opgetrek word. Nou die Bybel sê, die oes is ryp. Die oes is ryp. Die arbeiders is min. Nou daar iemand een lied gemaakt, hy sê, skip die stof. Skip die stof aan jou. Jy sien ons sit met stof aan ons voete. En die tyd is op sy einde. Ons hou nog mekaar se verlede vas. Ons hou nog mekaar se sinne, ons probleme vas. Maar die Bybel sê, die oes is ryp. Die oes is ryp. Dat jy nie gaan 'n plan maak om die oes in te samel nie, dan gaan die Here miskien met klippe oprig. Ja, dis goed. Ons is te veel ingenome met mekaar. Ons het probleme met mekaar. Maar die oes is ryp. Die oes is ryp. Ons is op die einde van alles. En ons is nog vol bekommernis en strijd. Ons is nog mekaar, ons hou nog mekaar dom. Oes is ryp. Skud af. Skud af. Ek sien prys die naam van die Here. Kinders van die Here, kom ek kry gou die ding opreg. Ons kry die ding reg. Elke gawe is 'n volmaakte gawe. Want dit kom uit die hemel uit. En wat uit die hemel kom, is volmaak. As jy 'n gawe van God ontvang het, en jy sien prys die naam van die Here, hierdie gawe is volmaak. Gebruik dit tot voordeel van God se werk. Maar die probleem is van hierdie gawe gaan jou nie in die hemel inbring nie. Jy moet bekeer onder die gawe. Dus kom aan baie sê, Here, ek het dit nie. Nou dit is toe dat die Here vervloek te gaan weggloop. Jou gawe is volmaak, maar jy moet bekeer onder jou gawe. Goeie avond. Ek kom 'n tydjie saam met hierdie manne, prys die naam van die Here, skuld op die hoof. Prys die naam van die Here, was daar met sy hoof, ek skuld. Ek moet kom. Ek hou van die idee, die naam is 'n mooi hawe. Maar daar was 'n tyd wat Paulus vir hulle gesê het, manne, kom ons bly hier. Kom ons bly hier. Maar daar is manne wat altyd voorbarig en geesdriftig is, wat nie wil luister wanneer daar vir hulle gesê word, bly hier. En hulle gaan in die storm in. Maar die Here is nog steeds goed binne die storm. Kom ek sê vir jou vandag, al het jy op wat gestorm, die Here is nog steeds goed. Luister wat sê Paulus, manne, julle moes geluister het. Ons wil nie meer vandag luister. Ons ore is toe. Ons luister nie wat ons wil luister. Ek sê, julle moes geluister het. Vandaag vir julle gesê, maar die Here is nog goed. Mag die Here hulle seën wat vandag opgetrek het. Mag die Here die bediening seën. Mag die Here alles seën wat vandag hier gaan geskied. Ek is bly om julle te ontmoet. As glo ons gaan nou saam werk, prys die naam, maar ek werk saam met hulle hieronder. Prys die naam van die Here. Ek is apostel Heinz, maar moenie worry oor die apostelskapie. Ek wil sê broer, hy is ook prys die naam van die Here. Ek is die leier van Godspan Ministry, prys die naam van die Here in Joos. Se tak in die Kaap, as 'n tak in die Duitsland, maar prys die naam van die Here. Net lekker
saam die kinders van die Here. Ons paas een, ons verskil soms, maar ons paas een en is lekker om die Here se werk te doen. Mag die Here julle seën, dat julle aan die Here moeite. Mag die Here almal sien dat ons die Here seën. Kom aan, laat ons staan voor. Laat ons staan voor die Here van die Here sal ek na pray. Kom ons gee die Here prys. Get van die Here prys. Get van God van die Here prys. Get van die Here prys. Kan die van die Here prys in die plek. Kan die van die Here prys. Kan die van die Here prys. Kan die van die Here prys. Kan die get van die Here van die Here. Kan die get van die Here van die Here prys. Kan die van die Here prys. Kan die get van die Here prys. Ons soek 'n prys. Ons soek 'n prys aan hierdie plek. Get van die Here prys die Here. Oh, Here, ons aanbid. Ons eer die Here. Ons aanbid die Here vir wat hy is vir ons. Sy iemand wat die Here nog van liefde geprys het. Die Here is mooi. Die Here is goed. Sy goede tierenheid is tot in ewigheid. Daar waar hy sy voet neersit, dan respond die demons. Daar waar hy sy voet neersit, dan gee die seer antwoord. As hy iemand wat my hoor in hierdie plek kan doen. Daar waar hy beweeg, daar is niks wat dood kan wees nie. Maar daar waar hy beweeg, is lewe en hy gee lewe oor. Die Here is goed. Halleluja. Onder grace, maar ek wil gou net sê, ek is hier vandag om die broer te ondersteun. Ek en hy kom van ver af. Ja, as hy het my vrou na my toe gedra. Halleluja. Ja, hy het prachtige vrou na my toe gedra, maar ek wil hom vandag hier sê. Die Bybel sê, Mattheus 25 sê voor en daar was 5 magte, 5 verstandiges en 5 onverstandiges. En ek vra die Here, wat wil hy sê? Hy wil sê, hulle het een opdrag gekry om seker te maak, hulle se olie is reg. Maar die woord van die Here sê, en toe die bruiloft kom, die 5 wat seker gemaak het en verstaan het van hulle olie vir hulle verdes, het olie gehad om in te gaan. Maar die wat nie verstaan het wat die olie redig beteken nie, kan ek vanmorgen goed die ding sê. Die wat nie verstaan het wat die olie aan hulle beteken nie, het die olie gehad toe die bruiloft aankom nie. Kan ek iemand sê vanmorgen, maak seker die verstaan die olie, want dit is die olie wat die dier gaan opmaak. Hier is
Die olie wat jy op jou lewe kry, is die identiteit wat die wêreld jou gaan sien. Wat toe hulle by die dier kom, en het nie gegaan oor ons ken julle nie, maar die belangrikste was, hulle het die olie om die dier. Kom, kan ek van die Here prys? Kom ons gee van hulle so lekker prys. Kaapstad. Van Kaapstad. Wat die volk gaat bemoedigen. Amen. Ons president. Amen. Wat kan ik voor die kandidaat vermoeden? En ik kom zo bij jammer, dat ik begrijp het is jammer. In de wonderlijke naam van Jezus Christus. Ik groet Apostel Prijs, mijn man. Apostel Prijs, Pastor Prijs. Ik in de wonderlijke naam van Jezus Christus. Mijn boos is zo lekker van Ramon op de en ik ben zo terug naar die poster wat ik gezien heb op Pastor Prijs' status. Waar staan de greatest star? So die greatest star vir my is waar jy die Here begin. Hy is die greatest star. En die Here vat my terug dat in orde vir jou as 'n kandidaat moet jy sterk is in die woord. Want die woord van die Here sê in the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. So om orde vir ons as kinders van die Here of manne en vrouens op te rig, moet ons sterk is in die woord van die Here. Want die woord van die Here sê dat het is 'n lamb on 12 feet and a light unto a path. Is give us clarity, is give ons direction. Ons kan nie sonder die woord van die Here nie, want die woord van die Here, as ons sterk is in die woord van die Here, dan is hoe die Here kom doen met ons. Want hy is ons God, hy is die woord. So ons in orde vir ons om te sterk is en nie te wandel nie, moet ons sterk is raak in sy woord, so aan ons clarity en direction kan kry en die ons in die Here. Amen. En hy so ons het ons identity kry. Ons het nie van, we will create it in his individualist purpose. Maar die woord is die ene wat vir ons kry. Die Here sê, dat ons moet ook heilig is. Amen. Dat is baie belangrik as ek in van die Here om heilig te doen. Hy sê, present your body as living sacrifices, holy and acceptable unto me. En dan sê hy nog in dieselfde tyd, nadat hy sê, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed and transformed by your mind. Ons kan nie meer, ons moet actually in die season wees van die wêreld. Ons moet die lig wees, ons moet die voorbeeld wees. So we need to present our bodies holy. Ons moet holy wees. En wat die Here sê, I am holy. So if I'm holy, then you need to be holy. Hy sê, you must worship me in spirit and in truth. Soms wil ons nie worship die Here met ons lippe, maar ons harte is weg van hom. Die Here wil hê dat ons moet worship him in spirit and in truth, because he is spirit. Ek weet, as jy 'n maklike saakie wat weet, as jy 'n vlees we need to move in the spirit. Amen. Dan kan ek met die rug die rede hoekom die Here die bloed daar ons water, die laaste die kan ons water kom in bloed. En ek vra vir die Here, hoekom die kan water en bloed uitgekom? Dis omdat die Here sê vir my dat dis om die kerk weer oorgebore kan laat word. Want kyk ek in die Sadducees en die Pharisees en hulle het nie die power van die Here geprobeer. Hulle het op hulle die woord geken, but they didn't know the newness that God has bring possible. En hy was met Jesus. Toe moet die Here weer oorgebore ons, want ons tempels, ons is wat die God. Ek moet die Here weer wat hy gebore ons, want ons het rechtstand en power kan doen, want hy het vir ons
sê die Here aan this I shall go my church. So ons moet as kinders van die Here moet ons vastig raak in die Here. Ons het vir hom die fondasie maak in ons lewe. Want sonder die Here kan ons niks doen nie. Ons kan maar klop goed te sê, ons kan maar klop goed te dink, maar as hy nie ons fondasie is nie, dan is ons net so goed as die ander disciples wat sê dat hy is 'n profet, hy is 'n Elijah, maar dat jy sê soos Peter sê vanoggend that you are the Christ, the Son of the living God. Ons moet staan vastig as die Here die fondasie maak vir ons. Daar is die belangrikste, staan vastig. As 'n mens in die Here beweeg en as die Here jou kies as 'n kandidaat, moet ons staan vastig raak in hom. Ons kan niks doen sonder die Here, maar hy sê, seek first the kingdom of God and his righteousness. Alles gaan oor die koninkryk. Het gaan nie meer oor ons nie, maar het gaan alles oor die koninkryk. Dan sê die Here dat hier is die honde op those who believe. Hy gaan vir jou hoor, as jy in gaan sit voor. Want soms is hy bespyt, ne? Want feit kom met die correspondence feit, wat jy action moet hê according to your faith. So jy kan nie net feit hê, want feit without action is dead, and it doesn't please God. So as jy feit het in die Here, dan moet jy kan correspondent hê. As jy feit vir agteroor sit nie, ek is nog in die office gesit, dus ek ben agteroor wat die Here sê in Ephesians, that I have chosen some to be apostles, to be prophets, to be all the fivefold ministry, to edify the body of Christ to the fullness of who He is in you. So as jy nie tyd vir agteroor sit, as jy nie tyd, ek het nou 'n mantel gekry, ek het nou 'n office gesit, nou gaan ek net agteroor sit, ek kwaai net nie. Nou is die tyd om eers in te sit om die body van die Here te edify, to the fullness of who He is. So laat ons maar staan vastig by die Here, want hy is die eerste ding, en sy woord te establish in ons lewe, want hy is die eerste ding, waar het kom, waar die Here sê, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So ons moet net staan vastig by die Here. Amen. So die Here hy sê, we must stretch toward the mark of the high calling. We must fight the fight with faith and finish the race. So dat ons persevere. Dat hy is baie belangrik, al gaan dinge hoe, dat ons persevere, dat ons die test, die trials, tribulations, die gaan, want die Here sê die order of those who diligently seek Him. Hy gaan jou nie hoor. Hy sê wat dat jy persevere en jy wil receive the crown of life. So ek weet as jy altyd makkelijk nie. Mens kan soms klomp dinge deurgaan met die mense wat kon jou bedien. Want ons as die man en vrou wat is, moet dan die voorbeeld is. En mede instaan, so dit sal beteken van hom. Amen. Kom miskien die Here se olie op die mens. Omdat die Here is, omdat daar niemand is. Jy dit beseer dat God as die aannemer van ons. Het gaan nie oor my reis nie, het gaan nie oor my geld nie, het gaan nie oor my looks nie, het gaan nie oor niks nie. Maar die Here gaan dit oor. Ek het 2 minuutjies, 3 minuutjies, kom ek raak nie nog. Kom ek gaan stryd en op my probleem is as baie moeilik. Hy begin dit te maak. My ma moes nog prijs en alle leiders wat die is. George is nog groen in die mooie naam van die Lord. As die Here van Israel goed is, laat hulle daar nog sê. Laat hulle sê, so goed is dit. Ek kan nie met goede dieren in wat Here wegsteek nie. En die licht moet skyn. Kom ek lees hoe jy skrif. Ek sal altyd sê, salmon het die ouderdom nodig. En ouderdom het die salmon nodig. Salmon het die geslag nodig. Maar die vrou word gevul. Here sê, die laaste dag sal ek my gees oor alle vlees uitstort. En wanneer ek my gees uitstort, sal my gees manifesteer. Die gees wat oor my uitgestort is, sal manifesteer. En as die krag oor my kom, sal die manifesteer in die krag van die Here in werking kom. Evangelist Alan
vers 13 bemoedig my en ek wil vir iemand vandag bemoedig met hierdie skrif van wanneer dit goed gaan Pastor Clemens dan prys ek sy naam maar wanneer dit moeilik gaan dan vergeet ek wie my in die goeie tye gedraai die feit dat ek opgetree word sê dit gaan altyd goed gaan nie die feit my maat gister gesê maar die lig op my is sal die duisternis op my kom want al wat die duisternis sien is die lig van God maar kom ek lees die skrif die Bijbel sê in vers 13 hy sê hy het hom laat ry op die hoogtes van die aard as God met my en George laat ry op die hoogte van die aarde almal wil saam met my associate because ek beweeg op die horizon ek beweeg op die golf die kraan moet grens van ek beweeg op die hoogte van die aarde as ek een ding op die hoogte te wete as ek kyk na die veld en ek kyk na die paleis die ding wat in die veld die raak gesien word die is die rots ons kyk na die veld ons kyk na die gras ons kyk na die blomme en die veld apostel is daar al rots hulle loop oor die rots die diere doen hulle dingetjie op die pas op teen die rots die rots is die ding wat die minste gerespekteer word in die veld maar kom ek sê vir u Christus is die rots Christus is die rots kom ek verduidelik vir u wat ek eintlik wil sê die Bijbel sê so 'n mooi ding hy sê hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde die Bijbel sê en hy het hom opgebring om die dinge van die veld die is lekker om te eet van die opbrengs van die veld ek sê weer wanneer my beens vol is wanneer het goed gaan met my as lekker om 'n leier te wees van my kars gereed alles is uitgesond ek eet die opbrengs van die aarde maar ek wil vandag vir julle die tweede deel van hierdie skrif lees wat eintlik die onmoontlike wat God moontlik maak Moses kom by die rots en die Here sê vir Moses praat met die rots Moses maak oop jou mond as ek by die rots kom dan lyk dit dat kan nie water uit die rots kom because hy Christus is mos die rots wanneer ek doodvoet op die pad apostel Clemens dan kan ek na die rots gaan wat onmoontlik is om water uit pad te kry want waar lê die water is by die fontein die water is by die stroom hoe kan die rots die water represent nou elke kind van God wat vandag opgetrek word leier van George as ek verstaan wat die rots is as ek die standvastigheid van die rots ken ek weet my huis is gebou op die rots ek sal vir altyd staan my huis sal vir altyd staan omdat hy gebou is op die rots die Bijbel sê en hy het hom heening uit die rots laat suig hoor jy wat ek sê die water die Bijbel sê en hy het hom die heening uit die rots laat suig wanneer as ek nie gesuig met Christus soeker as
Ek weet mos waar na kom olie. Nou hoe as olie
bezig om ons uit te loop familie. As daar iemand is, dan gaan ons Pastor Damans. Sorry, die man is nemen kaart om wat is Nou, ek het gesien, Pastor Damans het iets uitgelos op die program wat nie daar is. En die mense daar by onder die beeld staan. Kom by hierdie gedeelte. Pastor Damans kan ek beskryf wees op die leier. Voordat ons na die boodskap toe gaan, dat ons pas nie saai vir die en dan sê, om iets uit te kry, moet jy saai. Want ek kan nie poes as ek nie gesaai het. Is dit so? Wees die Here se naam. Nou, familie, is 'n bak hier, waar ons saam vanoggend gaan plan. Dit wat ons van die Here verwag vanoggend. Gee sommer jou saad so naam soos jou woorde druk. En gee jou saad naam en ons vertrou die Here op die saad om ons saai. Dat die Here sal antwoord. Prys die Here se naam. Kan ons so in die naam van Jesus. Here, ek bid dat U die Here hierdie geld sal seën tot die uitbreiding van U die Here in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee die Here nog so prys. Nou familie, ons gaan na een van
delen wat ook baie belangrik is. Want die Bybel leer my, hy sê, mens sal nie net lewe van brood. Amen. Die woord van die Here. Sal ek belangrike deel doen van hierdie oggenduur om te luister wat wil die Here graag vir ons sê, wat oggend is, jy het verkies om hier te wees oggend. Maar het iemand afgesonder en voorbereid om sy brood van oggend te breek. Nou ek sê altyd, as iemand gestuur word en hy is 'n postman, dan is 'n spesifieke persoon se naam op en adres. En sy adres is daarop. En as hy seker gemaak het dat die brief by die regte adres afgegee is, wat ook al ek met die brief maak, is op my daar. Maar die brief is by die adres afgegee. En as iemand wat vanoggend uitgeverkies is en gestuur is met 'n brief, wat hy moet seker maak dat hierdie brief die regte persoon vanoggend bereik. Want as hy nie seker maak dat die brief afgegee was nie, sê hy seker dat hy het bloed. Ja, sal ons sê. So jy moet vanoggend seker maak dat die boodskap afgegee. Prys die Here. Kom ons sing so 'n biddingslied. Dan tel ons evangelis. Hulle gaan dat dis op ons vanoggend gaan. Ek gee my lewe vir
vra om te bid. Here, die lof, Here, die aanbidding, Here, kom hier toe, Here, vanmôre. En besef, Here Jesus Christus, ons is, Here Jesus, niks sonder U nie. Want U, die Here Jesus, het gesê, kom laat ons mens maak. Here, soos ons ewenbeeld. Here Jesus Christus, ons is, Here Jesus, representatives of God. En ek dank U, Here, vanmôre, omdat U, die Here, dit goed gevind het. Here, om die man van die Here te gebruik. Here, in hierdie oggendure. Here, om 'n mondstuk, Here, van U, die Here, te wees. Here, om te kan sê, Here, so sê die Here van die leerskare. Here Jesus Christus, wat U sê vir Esegiel, gaan in die laagtes in. En toe Esegiel, Here, by die laagtes inkom, Here, sê U, die Here vir hom, spreek 'n woord. Wanneer jy die woord spreek, dan sal die bene lewendig word. En dank U, Here, vanmôre vir die woord, Here, van U, die Here Jesus. Want U, Here, gee ons die autoriteit en die krag en die mag, Here, om 'n woord, Here, vanmôre te kom spreek. Here Jesus Christus, Here, oor die volk, Here, wat gaan ordyn word. Dankie, Here, vanmôre vir 'n in-season word. En dankie, Here Jesus Christus, vir 'n vars woord, vir 'n nou woord, Here Jesus Christus. Baie dankie, Here, vanmôre, omdat ek besef, daar is niemand, Here, soos U nie. En U sê, Here Jesus, U is die woord, Here, en U moes, Here Jesus, die woord lewendig maak. Here Jesus Christus, die belangrikheid, Here Jesus, van die woord. Here, vanmôre, mag die woord, Here Jesus, sy plek inneem in ons harte. Here Jesus Christus, vanmôre, van die Bybel leer my, hy sê, hy is skerper as enige tweede snede swaard, en hy trek deur murg en been, and it reaches its purpose this morning. And that is why I want to thank you, Lord, for your word. In the mighty name of Jesus Christ. Amen.